Sê net ons is bly is hier. Goeiemôre almal, my naam is Dani en het is vir my altyd lekker om hier te kuier. Ek dink ons het die coolste olyfoliebottel in die kerk. So as jy nie weet nie, hier is 'n bierbottel en dis doelbewus so. Want ons glo die Here het ons hiernatoe geroep om mense wat gebroken is, mense wat down is, op te rig, nuwe lewe te gee. En terwyl mense vanmôre begin met 'n getuienis, beleef ek net die volgende in my hart. Weet die ding, getuienisse doen baie keer verskillende goed in baie mense se lewens. Baie keer weet getuig iemand en dan dink jy by jouself, Jesus, as die Here dit vir hom kon gedoen het of vir haar kon gedoen het, dan kan hy dit vir my ook doen. Maar ek weet nie van jou nie, maar ek het al baie getuienisse gehoor, dan dink ek, Here, waar is U in my lewe? Waar is U? U is besig oral, maar U is nie. Jy is oral besig, maar jy is nie besig in my lewe nie. Wie van julle het al so gevoel, die Here doen dit vir ander mense, maar hy doen dit nie vir jou nie. So ek het al so gevoel, hoor. Vandag wil ek vir jou sê, just keep on keeping on. Bly net saam met die Here op pad stap. Want die God wat ons dien is 'n wonderwerkende God, en hy doen ver bokant wat ons kan bid of dink. Toe Quentin met my deel die tema vir die jaar is Jesaja 61, het ek net iets in my hart beleef rondom vanmôre. En ek wil vanoggend met jou praat oor die tema in my en deur my. Want dis wat ek glo ons verhouding met die Here is. Die Here kom en doen 'n werk eerstens in my, maar hy kom doen ook 'n werk deur my. Of jy wil weet of nie, God slaan 'n reguit ou met 'n kromstok. En elkeen van ons, die prediker en kluis is kromstokke. Ons is maar gebroken, weet die Here, maar die Here kies om gebroken mense te gebruik. Die Here slaan 'n reguit ou met 'n kromstok. En ek wil jou so lank uitnooi, Jesaja 61, ons gaan lees 2 gedeeltes, Jesaja 61, 1 tot 4, en dan gaan ons lees Lukas 4, vers 14 tot 21. Ons gaan lees in Nuwe Lewende Vertaling. Maar ek wil begin met 'n storie. Ek het al baie keer vir my kinders gesê, as dit nie vir my vrou was nie, sou hulle al 10 dood gewees het. En ek oordryf nie as ek dit sê nie, vir die ma's wat hier om ons sit. Die Here het mos 'n ma anders aan mekaar gesit. Ek wil amper sê, hulle is aan mekaar gesit van worry, né? Weet, hulle worry oor hulle kinders, baie keer worry hulle oor hulle man, maar hulle worry, weet, en daar was tye toe my kinders nou groot geword het, waar ek nou gedink het, nee, ag, hulle is nie so siekie, dan moes hulle al in die hospitaal gewees het. En dankie Here dat die Here 'n ma aan mekaar gesit, dat sy besef, maar hoor hierso, Houston, we've got a problem, hè? En dis ook iets van my wat julle dalk nie weet, ek is ook getroud met 'n deeltydse dokter. Baie van julle mans sal nou verstaan wat ek nou sê. So as my kinders siek geraak het, dan moet ek hulle baie keer dokter toe vat. En hierdie deeltydse dokter met wie ek getroud is, dan sy vir my gesê, sê vir die dokter, dis wat fout is met hulle, en sê ook, dis die medisyne wat hy moet voorskryf. So, my pa het altyd gesê, jy kry nie 'n kwaai vrou nie, jy kry net 'n bang man, hè? So, dan kry ek so voorbereide, amper 'n gedig, van wat ek nou vir die dokter moet sê.
En nou, ek weet nie van jou dokter nie, maar ek moet lank wag by my dokter, weet jy, dis nie, jy gaan in en dan word jy gehelp, jy moet 'n bietjie wag, jy weet, daar leer jy geduld. En as ek nou uiteindelik by die dokter kom, nat gesweet, gespanne, want ek moet nou hierdie voordrag vir hierdie dokter nou sê, dis wat sy nou gesê het, ek moet nou sê. En as ek begin, dan sê hy vir my, sy het my gebel. En dan dink ek myself, maar hoekom het ons nou deur al hierdie spanning gegaan? Maar iets wat sy baie keer gesê het, is sê vir die dokter, hy moenie die simptoom hanteer nie, hy moet uitkom by die oorsaak. Die oorsaak. En in 2026 is ons baie keer vasgevang in die simptoom. So soveel keer vasgevang in dit wat ons kan aanvat, hoor, sien, smaak, ruik. Maar die Hebreërs skrywer kom en hy sê, die sienlike het ontstaan uit die onsienlike. So my verstaan van daai woord is, God is vanmôre 'n groter werklikheid, 'n groter realiteit as ek en jy wat hier sit en staan. En meer as ooit is my gebed dat die Here ons geestelike oë sal oopmaak. Eerstens vir ons eie lewe, in my, maar ook, Here, wat wil U doen deur my? Waarmee is U besig deur my? Want elkeen van ons beweeg op plekke waar ander mense nie kom nie. En of jy daarvan hou of nie, of jy dit weet of nie, God het jou in hierdie seisoen strategies op sekere plekke geplaas, wat baie keer ongemaklik is. Miskien het jy vanmôre ingestap en jy bid vir 'n ander werk, want jy dink jou baas is Lucifer. Maar net dalk het die Here jou in hierdie seisoen daar gesit, om deur jou iets te doen. Een van die mooiste skrifte is Genesis, waar die woord sê, en die Here het Potifar se huis geseën as gevolg van Josef. 'n plek waar hy nie wou wees nie. Hy is verkoop deur sy broer soos 'n slaaf. Eers jou broers maar min van jou om jou as 'n slaaf te verkoop, né? Maar die Here gebruik hom daar. En aan die einde, na dit word hy in die tronk gegooi. Aan die einde, toe sy broers hom weer sien, na soveel jare, kom hy tot hierdie openbaring. Dan sê hy vir hulle, weet jy wat, julle het my nie hierna toe gestuur nie, God het my hierna toe gestuur. Amen. So miskien die plek waar jy nou is, wat ongemaklik is, wat onsmaaklik is, waar jy dalk bid, Here, vir 'n ander uitkoms, 'n ander uitweg. Miskien is dit dalk net die plek waar die Here jou nou wil gebruik. Maar God kom doen in my iets, en hy kom doen deur my iets. So ek lees vir jou Jesaja 61, vers 1 tot 4, ons lees in Nuwe Lewende Vertaling. Die Gees van die Oppermagtige Here het op my gekom. Die Here het my gesalf om die goeie nuus te bring vir arme mense. Hy het my gestuur om die wat hartseer is te troos, om vir die gevangenes vryheid aan te kondig en vrylating vir die in die tronk, om die genadejaar van die Here aan te kondig, die dag van die afrekening vir ons God. Maar almal wat treur, troos hy. Die dag wanneer hy, die wat in Sion treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Die Here het hulle geplant so sterk en groot eike, om sy roem te vermeerder. Hulle sal die verlate stede herbou en die plekke weer opbou wat lank gelede verwoes is. Hulle sal die verwoeste stede herstel, plekke wat vir geslagte lank verlate gelê het. En dan nooi ek jou Lukas 4. Lukas 4 vanaf vers 14. Hy sê, hierna het Jesus gevul met die krag van die Heilige Gees na Galilea teruggegaan. Hy het die hele omgewing bekend geword. Hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys. Toe hy kom in sy tuisdorp Nasaret waar hy groot geword het hy soos gewoonlik op die Sabbat na die sinagoge gegaan en opgestaan om die skrif te lees. Die boekrol wat Jesaja die profeet bevat, is aan hom gegee en hy het dit opgerol tot by die plek waar dit sê, die Gees van die Here is op my, omdat hy my aangestel het om die goeie nuus vir die armes aan te kondig.
Hy het my gestuur om aan te kondig dat gevangenes vrygelaat sal word, dat blindes sal sien, dat onderdruktes bevry sal word van hulle verdrukkers, en dat die tyd van die Here se goedheid gekom het. Hy het die boekrol opgerol, dit aan die amptenaar teruggegee en gaan sit. Almal in die sinagoge het stip na hom gekyk. Toe sê hy, hierdie skrif is vandag bewaarheid, onderwyl julle daarna geluister het. So die profeet Jesaja reken hulle opgetree tussen 740 en 680 voor Christus. En hy staan op in Jesaja 61 en hy sê, die gees van die Here is op my, en hy noem 'n paar goed. En 700 plus jaar later is Jesus in 'n sinagoge. Nou, daai prentjie wat jy sien, is 'n prentjie van die sinagoge in Nasaret. Nou, net so 'n bietjie informasie, die sinagoge was amper soos die franchise vir die tempel. So daar was die tempel, die hoofkantoor in Jerusalem, en dan die Jode vir 'n paar feeste opgerok Jerusalem toe, maar die franchise van die tempel het hulle die sinagoge genoem. So ek het die voorreg gehad om einde 2015 in 'n sinagoge te wees in Kapernaum. En as hierdie, ek wil amper sê reghoekige gebou met, dit lyk amper soos paviljoene langs die kant waar mense gesit het. En die sinagoge was eintlik die kuierplek van die tyd. Dit was eintlik hulle mall gewees. Dis waar die mense bymekaar gekom het. Dis hoekom is belangrik dat daar altyd lewe moet wees by 'n kerk. Dit moet net 'n gebou wees wat op 'n Sondag gebruik word nie. En nou kom Jesus in sy tuisdorp Nasaret. En hy lees Jesaja se profesie. Dit wat 700 jaar voor die tyd wat die profeet gespreek het. Kom lees hy voor hierdie skare. En hy sê vandag is hierdie woord vervul. Vandag het hierdie woord 'n waarheid geword in julle midde. So eerstens belangrik is God hou sy woord. God hou sy woord. Anders as 'n mens wat baie keer lieg en bedrieg, hou God sy woord. So miskien het jy vanoggend hier ingekom en jy hou al lang jare vas aan 'n boodskap, 'n belofte van die Here. Hou aan daaraan vashou. Want as God het gesê het, dan sal dit gebeur. En eintlik wat Jesus hier kom doen met hierdie woord, hy kom beskryf die toestand van die mensdom. So kom ons kleer dit 'n bietjie in. Hy sê, ek het gekom, Christus, onthou hy die woord kom vervul. Dis die een wat 700 jaar van tevore Jesaja oor getuig het. Hy sê, ek bring goeie nuus aan die armes. Die woord wat daar gebruik word is 'n bedelaar. En miskien sien jy vanmôre nie as 'n bedelaar nie. Maar dit is my en jou toestand. Dit was ons toestand. Soos 'n bedelaar. Ons was arm. Ek hoor in die week iemand sê weer iets wat my net weer getref het. Party mense is so arm, al wat hulle het is geld. Dink 'n bietjie daaroor. As ons dink aan arm, dan dink ons dadelik aan rand en sent. As mense wat arm is in hulle mens wees. As mense wat arm is aan verhoudings. Hy sê ek het goeie nuus kom bring aan die armes. Hy sê ek het vrylating kom aankondig vir die wat in die gevangenis is. Vir die wat in die tronk is. Daai vrylating verwys na vergifnis. Verskoon ons misdade. Ek hoop jy hoor die Onse Vader, vergewe ons misdade. Net soos ons die vergewe wat teen ons gesondig het. Vergewe ons sondes. Jesaja 53 vers 5 sê die profeet die volgende, hy sê, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Of ek en jy dit wil weet, elkeen van ons was arm. Elkeen van ons was 'n gevangene, as gevolg van ons sondes.
Want die woord sê, Paulus skryf Romeine 3 vers 23, ons almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Met ander woorde, ons sondes, ons ongeregtigheid, ek wil amper sê, die natuur van die mens veroorsaak dat ons nie by God kan uitkom nie. Jesaja sê by geleentheid, hy sê, ons sondes het 'n skeidsmuur kom word tussen ons en God. Ja, hoor mense sê, miskien het jy alself daai woorde gebruik, voel of ek in die ceiling vasbid, bid in die plafon vas. Baie keer, ek sê nie altyd nie, baie keer, is dit as gevolg van sonde in ons eie lewe. Terwyl ek vanmôre oordink, baie keer maak mense hierdie uitspraak en sê, God straf my. Hierdie ding gebeur want God straf my. Die woord sê, en dit is wat ons nou gelees het, Jesaja 53, die straf wat vir my en jou vrede aanbring, was op hom. Hy het my en jou straf kom dra. Die ander kant van die muntstuk, ons sondes, ons keuses vandag, het baie keer 'n negatiewe effek in ons eie lewe. En het is belangrik dat jy dit sal onderskei, dat jy verantwoordelikheid vir jou eie lewe gaan neem. Baie keer loop goed skeef, loop goed verkeerd, as gevolg van my eie stupid besluite. En die rede hoekom ek dit so uitdruk, kerk vanmôre, is as ek en jy nie leer uit ons eie stupid besluite nie, dan bly ons aanhou daai besluite maak. As jy nie amen sê nie, sê maar eina, né? As ek en jy gestraf moet word, vir alles wat ons verkeerd doen, gaan daar die hele tyd haal op ons rug lê. Maar dis die storie van die kruis. Hy het my en jou straf. Die feit dat ek en jy gevangenes was, ons was skuldig, het hy op hom geneem. En toe hy aan die kruis gesê, dit is volbring, het hy die volle prys betaal. Daar's niks wat Christus nog moet kom doen nie, hy het die volle prys betaal. Ek luister baie keer hoe mense praat vandag, dan klink dit amper asof God nog iets moet kom doen. Hy het klaar die volle prys betaal. Dis 'n geskenk aan elkeen van ons, elke mens, dis 'n geskenk. Die enigste vraag is, gaan ek en jy daai geskenk aanneem? Gaan ons dit ons eie maak? Gaan hy iets kom doen in my? En gaan hy iets kom doen deur my? Maar hy het klaar die volle prys betaal. Die derde ding wat Jesus hier sê, wat vervul is, hy sê blindes sal sien. Jy al hierdie spreekwoord gehoor, daar's niemand so blind soos hy wat hy wil sien nie. Dit was weer eens die mens se toestand, ons is blind. Ons dink ons sien, maar ons tas in die duister rond. Openbaring 3 vers 18, praat hy met die laaste gemeente, die gemeente van Laodicea, en hy sê hierdie woorde, ek raai jou aan om van my te koop salf, om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Ons het vanmôre begin, dat God is 'n groter werklikheid, 'n groter realiteit, as ek en jy wat hier sit en staan. Maar kerk, meer as ooit, het hy nodig om ons geestelike oë oop te maak, ons geestelike ore oop te maak. As jy van die begin af, vanoggend opgelet het, dan hoor jy die goedheid, dan hoor jy die grootheid van die Here. So jy waarvan Quentin getuig het, wat in 'n kar gebly het, en die Here het vir jou werk voorsien in 'n huis. Weet jy van jou nie, dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk. Maar dis die God wat ons dien. Hy het nog nooit verander nie. Hy's gister, vandag en tot 'n ewigheid dieselfde. Sy beloftes is nog steeds vandag ja en amen. Ons kan baie keer wonder oor wat mense sê, is dit so of is dit nie so nie. Maar as God iets gesê het, kan ek en jy maar bank toe vat. It will be like that. En dis wat Jesaja kom sê. Hy kom profeteer, hy kom spreek in die toekoms, dis wat gaan gebeur. En 700 jaar later staan Jesus in 'n sinagoge in Nasaret. En hy sê, vandag het dit gebeur. Want God hou altyd sy woord. En dan die laaste ding wat hy hier sê, hy sê onderdruktes
word bevry. Those who are crushed, hulle wat verpletter is, ontvang vryheid. Hulle wat down and out is, dis die God wat ons dien. Hy kom doen 'n werk in my, maar hy kom doen ook 'n werk deur my. En dan sluit hierdie woord af. Hy sê Jesus kom, in vers 19. Hy sê die tyd van die Here se goedheid het gekom. En daai goedheid is nie iets nie, is iemand. Sy naam is Jesus. Hy sê die tyd van die Here se goedheid het gekom. Ek dink is in Jesegiel, waar hy die volgende sê, ek het verby jou gestap, toe jy in jou bloed gespartel het, en ek het vir jou gesê, leef. Dit wat Jesaja van getuig het, dit wat Jesus kom bevestig het, ons was arm, ons was vasgevangene gevangenes, ons was blind, en ons was verpletter. Dit was ons toestand, of jy daarvan hou of nie, dit was ons toestand, elkeen van ons. Maar die goedheid van die Here het gekom, dankie Amorey. Die goedheid van die Here het gekom, en sy naam is Jesus. En God het elkeen van ons so lief gehad. En jy kan jou naam byvoeg daar. God het elkeen van ons so lief gehad, dat Jesus gekom het, dat wanneer ek vandag aan hom glo, dan kom verander in my lewe. En in my kom doen hy iets, en deur my kom doen hy iets. Maar daai is net moontlik, ook in hom, en deur hom. Want in die Ou Testament, jy kan dit maar gaan lees, die storie van Israel. Dit is soos 'n rollercoaster. Dan is hulle by die Here, dan is hulle weg van die Here. Is hulle by die Here, dan is hulle weg van die Here. Ek het al baie keer die Ou Testament gelees, dan dink ek, Here, wanneer gaan U nou moeg raak vir hierdie mense? Want dit is kanse op kanse op kanse. Vandag het ek vir jou goeie nuus. Sy genade stroom het nog nooit opgehou vloei nie. Maak nie saak wat jy al in jou lewe gedoen het nie, maak nie saak wat jou storie is nie. Hy het nog steeds gekom. En hy wil 'n werk kom doen in my en deur my. In jou en deur jou. En daai werk is net moontlik in hom, in Christus. Paulus skryf, ek is tot alles in staat. Nie in my eie krag nie, maar deur Christus wat my die krag gee. So wat beteken dit? Beteken ek gee oor aan die Here. Soos wat hy 2000 jaar terug oorgegee het aan sy pa en sê, ek het gekom om die wil van my Vader te doen. Kom ek op 'n plek waar ek oorgee. Waar ek erken, Here, ek is arm. Ek is in 'n tronk. Ek is blind. Ek is verpletter. Maar u goedheid het my deel geword. Jesaja konkludeer dit so mooi in die werk wat die Here kom doen. Hy sê, ek maak jou 'n sterk boom. Die woorde wat hy gebruik is 'n sterk en groot eikeboom. Dis wat die Here wil kom doen in my, in deur jou. Dis wat hy wil kom doen. En ek weet nie van jou nie, maar ons lewe in 'n op en af wêreld. Ek wil amper sê, ons weet nie wat môre gaan inhou nie. Want net nou sê Donald Trump weer iets, en dan veroorsaak dit 'n klomp konsternasie, né? Maar Jesus het gekom om my en jou 'n boom te maak.
'n sterk en 'n groot boom. Standvastig, konstant. En ek doen lewe in hom en deur hom. En elke dag is dit 'n oorgee aan sy wil. Want sy wil is soveel groter, soveel beter as my en jou wil. As jy dit nog nie ontdek het nie, is dit my gebed dat jy dit sal ontdek. Dat sy plan vir jou is soveel groter as jou eie plan. Hy wil iets kom doen in jou, en hy wil iets kom doen deur jou. Kan ek jou vra vir 'n oomblik net jou oë toe te maak? Jesaja beskryf ons toestand as arm in die tronk, blind en verpletter. Ek wil jou vanmôre vra, as jy beleef, maar dis wie ek is, iets daarvan is waar in my eie lewe, en ek het die een nodig wat goedheid bring, kan ek jou vra om net vir 'n oomblik in jou sitplek op te staan, ek wil saam met jou bid. Jou saak is nie vanmôre met my of met hierdie gemeente nie, jou saak is met die Here. Jesus het gekom om goedheid te bring in ons lewens. As jy iets in jou eie lewe beleef van ek is arm, ek is vasgevang in 'n tronk, ek is dalk blind, ek is verpletter. Kom sê Jesus in Lukas, hy sê die tyd van die Here se goedheid het gekom. Die tyd van die Here se goedheid het gekom. Ongeag jou storie, God wil vir jou goed wees. Jou laaste geleentheid gee, as jy vanmôre ingestap het en jy beleef as iets van hierdie goed waar in my eie lewe, wil ek jou vra om net vir 'n oomblik op jou voete te staan en ek wil saam met jou bid.